Algebra getalsinne. Getalsinne is wiskundige sinne wat 'n probleem beskryf. Dit sê ook vir ons met watter bekende en watter onbekende getalle werk ons mee. En dit sê ook presies vir ons watter bewerking ons moet doen. In algebra bevat getalsinne veranderlikes wat aangedui word met 'n letter van die alfabet. As daar nie vir jou gesê word wat jy hierdie veranderlike moet noem nie, kan jy enige letter van die alfabet kies. Kan jy onthou wat is die eienskappe van 'n getalsin? Waaruit bestaan dit alles? Ons het 'n baie eenvoudige getalsin wat sê a plus 2 is 3. Die eerste ding wat in 'n getalsin is die getalle en die onbekendes. Ons het a, 2 en 3. Die tweede ding wat 'n getalsin moet hê, is 'n bewerkingsteken. Hier het ons die plus wat ons bewerkingssimbool is. Die derde belangrike eienskap van 'n getalsin is die verwantskapteken. Hier is dit die is gelyk aan. Onthou 'n getalsin moet altyd hierdie 3 in hê. Moenie deurmekaar raak met die term woordsom nie. 'n woordsom is nou weer 'n som in woorde geskryf. Ons gaan baie maal 'n woordsom omskakel in 'n getalsin, sodat ons kan uitwerk wat ons moet doen. Soos jy kan sien, is dit baie belangrik dat jy jou terme moet ken om getalsinne te kan skryf. Laai gerus die wiskunde woordeboek af en maak seker jy verstaan wat al die terme beteken. Ons spring sommer weg deur na 'n voorbeeld te kyk. Die verskil tussen 3 maal 'n getal en 2 is gelyk aan 5 maal 'n ander getal vermeerder met 8. Sjoe, dit klink te mekaar. Om die getalsin te kan uitwerk, is dit belangrik dat jy die woordsom nou mooi bekyk, voor jy wegval en sommer net neerskryf. Kom ons kyk na al die elemente. Getalle. Ons het 3, 2, 5 en 8. Onbekendes. 'n getal. Ons weet dit moet verander na 'n letter van die alfabet. 'n ander getal. Hierdie een moet ook verander na 'n letter, maar ons moet 'n ander letter as die vorige een gebruik. Die tweede element, bewerkings. Wat het ons alles? Die verskil tussen. Wat is dit nou weer? Minus. Wat het ons? 'n maal en nog 'n maal en 'n vermeerder met. Wat's dit? Dit is plus. Die laaste eienskap is die verwantskapsteken. Het jy hom iewers gesien? Is gelyk aan, hier sy. Nou het ons sommer al die verskillende elemente wat ons moet gebruik en ons skryf dit hieronder neer. 3 en dan 'n getal, ons vervang dit met 'n letter, sommer A. 2, 5, 'n ander getal, kom ons maak dit sommer B. En 8. Jy het nou al die getalle en veranderlikes, wat nou? Watse bewerkings moet met hulle gedoen word? Waar begin jy? Ons begin altyd deur na die orde van bewerkings te kyk. Wat is die hoogste orde? Dit is maal. Kyk gou na die maalbewerkings. Die eerste een sê 3 maal 'n getal. Ons moet die 3 met A maal. In algebra het jy geleer, as jy onbekendes het, kan ons die maal wegvat en die 2 net styf teen mekaar sit. A word styf teen die 3 geskuif, wat dit beteken ons maal. En die tweede maal, 5 maal 'n ander getal. 5 maal B, en ons kan weer die 2 styf langs mekaar sit. Nou wat is die volgende orde van bewerking? Plus en minus van links na regs. Ons eerste een is die verskil, dit is 'n minus. Waar moet hy kom? Die verskil tussen 3 maal 'n getal. Dit is 3a en 2. Hy gaan staan tussen die 3a en die 2. En die volgende bewerking is plus. Waar moet hy staan? 5 maal 'n ander getal of 5b vermeerder met of plus 8. Die plus moet tussen die 5b en die 8 gaan staan. Het ons nou al die bewerkings iewers in? Ja. Wat is die volgende element? Dit is die verwantskapteken. Waar gaan hy staan? Ons het gesien, die verskil tussen 3 maal 'n getal en 2, dit is 3a minus 2, is gelyk aan, so die is gelyk aan, kom hier,
voor die res van die woordsom. Kom ons skuif dit nou net nader aan mekaar dat dit netjieser lyk. Die verskil tussen 3 maal 'n getal en 2 is gelyk aan 5 maal 'n ander getal vermeerder met 8. As ons dit oorskryf in 'n getalsin, word dit 3a minus 2 is gelyk aan 5b plus 8. Onthou jy kan enige letter van die alfabet gebruik as hulle nie spesifiek vir jou sê wat om te gebruik nie. Maak net seker dat as daar meer as een onbekende is, dat jy dan verskillende letters vir elkeen moet gee.